Your blood, oh your blood covers me. I'm whole, and all my sin was washed away. I just sense this morning as we're just into worshiping that Lord just laid it on my heart to just ask the following question: why are you scared? Hoekom is ons bang vir Vader? There's so many of us seated here this morning, standing here this morning, that absoluut 'n verkeerde prentjie het van wie Abba Vader is. Waarom gestraf te word? Sander as wij sien, sit hy met dat ons 'n besef sê, hy sit met 'n rooi pen soos op skool. En elke foutjie wat jy maak, sien jy dan, highlight hy vat daai fout en dan denk jy, hy vat die rooi pen en hy maak so oor en oor en oor om die probleem, die fout wat jy maak. Maar wat ek in my gees is, Heilige Gees net vir my sê, but that's why I say Jesus. Dis nie deur jou werk in my kind, dis die Jesus dat jy my geregtigheid word. And Father, I want to thank you this morning that it has always been and will always be forevermore about you. Heilige Gees, dankie dat U ons kon bedien vanoggend tydens die worship. Our praise this morning with my brothers and sisters that we truly enthroned you this morning. Dat ons hier enthroned het vanoggend deur ons worship en praise. Kind van God, we were created to worship you. Not only on a Sunday, but every breath you take, elke asemteug, wil ons glorify and magnify the one and only true God, the God of Abraham, Isaac and Jacob, die wat vast is en altyd sal wees. Sy naam is Abba Vader, sy naam is Koning Jesus. Hy is die Heilige Gees. Thank you, Jesus. Tijdens die worship bly Heilige Gees my agtertoe. As jy dit weer bedies, en ek wil dit gaan staan. Immediately as you started worshiping, the Lord showed me the sons of Zebedee. Ek weet nie of julle weet wie dit was Jakobus en Johannes gewees. En hulle was al twee geken, known as sons of thunder. Het my onmiddellik so getref in my hart, want ek en my boetie is al baie keer die lichaam geerken as sons of Zebedee, sons of thunder. En ek leer net hierdie mooi woord vandag, it's because He has anointed you with a fiery zeal. A fiery zeal. You are zealous for the Lord, but He has anointed you with His fire to do His ministry. Ek maak het vast op hele machtige man van God. En ek die luister op volgend, asseblief na die tyd vir julle bid, land op julle bid, and just anoint the Holy Spirit wants you, what He wants to do in your lives. Hy sê hier, ons dan goed voor son op mes. Julle vanoggend tydens die worship, loop die kostbare sessie van ons voor, na my kies, sê vir my asseblief dan, ek het vanoggend op mes versoek. En in eerste studie het my sê toe wys Heilige Gees met die wat klaar by Abba Vader bekend gemaak. Maar hier is 'n dame wat die woord ken, wat verstaan dat haar krag is in liggaamslewe. So haar kleinkind is op pad, maar die wêreld en die dokter sê dat is, sodra babatjie gebore is, moet hy of sy, hy gaan vir 'n baie ernstige breinoperasie. En hier het ons vanoggend die missie, want hy sê wat op pad is.
And we're going to pray a prayer of faith this morning as the body of Christ. En ek wil vir julle dat iets verstaan vanoggend dat al was jy nie hier, al het ek en sy net in agreement gekom, want sy woord sê wat 2 of meer in sy naam vergader is hy. En hy is 'n waarmaker van sy woord. So let's just stretch our hands out this morning oor hierdie ouma en oor haar dogter en oor babatjie. Father, we declare and decree that your glory is touching her room right now. Dat al vrug water, Here, you're the giver of life. You're the giver of life. You are love, you are love. And we come this morning as the body of Christ en lei dit my hart vanoggend nie om te bid en te vra vir dit nie. Iets sê vir my vanoggend, let's just say thank you. Dankie Jesus, dat babatjie ten volle genees is. Sy breintjie, die breinskedel, Here, U wys my die breinlobe, alles wat in kunstig aan mekaar gewewe het in sy moederskoot, trek nou in lyn in die naam van Jesus. U is die groot geneesheer. U het die skepping create deur woorde. U sê vir 2 Peter in die boek van Jesaja, arise, word lewendig. Nou sê vir dankie vandag dat die woord sê dat niks is vir God onmoontlik. En die kinders roep uit vandag na U toe. We already start praising you, worshiping you vir haar dogter en haar kleinkind. Dat daar geen kommunikasie sal wees. Dat babatjie 100% gesond is. Dat mamma geen terugslag, geen komplikasie sal nie. Ons spreek verwarring in die geestelike wêreld vandag teen die vyand en sy magte wat teen haar en teen hulle familie wil kom. Ons maak Peter en sewe vas met die gesin oor babatjie en oor mamma. That you haven't given him a spirit of fear, of timidity, but of power, of love, and of a sound mind. We declare life and life in abundance. In Jesus' name. Let's give the Lord a mighty hand. Amen. Did you experience that victory in praise this morning? Could you actually see in your spirit, man, how He's thrown, how we just came before you and we just enthroned Him with praises and worship. Yes, Here, kan jy dink dat dis eintlik waar ons wil hê 24/7. En hoor, ek verstaan nie met my werksplek, ek verstaan nie my omstandighede nie. Nee, in dit. Het Jonathan, gaan jy maak as ek net met jou die my gebless word en betaal? Kan ek net nie mense soos sê die Jood met my gebless het? My film like 16. Amen. Maar kostbare mense, hulle het in die ingestap en ek het vraag hoe gaan dit baie op my voor ek my vraag gaan het, kan ek sê die goede skyn het op. Hy sê vir my na die broer, hy sê vir my, is brutal, te midde van die hoofdheid gaan, die boestuk gaan, en die aanslaan, die fiery darts of the enemy, he's still a good Father. Hy sê goeie God, ek wil sê dankie vir tyd my gebless op en my dankie vraag. Dis daai glory wat ons aan gesing het. Here comes the glory in this room wat ons dra. Dis nie jou Bybelskool, jou titel, enigiets, is His glory that changes atmospheres. And that's what's needed in the body of Christ. That's what's needed in the world. The glory waar jy instap en die atmosfeer verander. Amen. Omdat jy saam met my wys van die Here. Amen. Thank you, Jesus. Vir die woord uitkom, is nie net eens beplan nie, maar ek sê ons altyd is die lekkerste kant om te wees is, as jy nie die Here is om Heilige Gees in leer, maar ek vir die geleentheid gee, of voordat ek kom, ek het net dubbel tweeledig gemaak. Ek wil geleentheid skep volgende dat die mense voordat toe kom en nog wel elemente kom haal, maar ek wil ook dan in daai ook 'n geleentheid skep vir die mense om te saai. Maar stop dan. Ek deel volgende met die mense in die saam met voor die tyd waar ek volgende op 'n link afkom van
een van Amerika's grootste predikers. Nou, hy gekom het op 'n plek waar hy die persoon wat die hoofkarakter speel in The Chosen, die karakter van Jesus, toe uitnooi om sy kerk te kom vir hulle conference. Maar die conference se naam is toe The Faith and Prosperity Conference. En as jy hierdie leraar ken, dan sê jy dadelik besef if you let God the Holy Spirit that dis verskriklik belangrik in hulle gemeente, it's always about prosperity. En ek is nou besig om aan te trek en my kyk vir kamp. Terwyl ek besig is om te kyk op YouTube en begin ek te speel die volgende kom uit. Hoe hierdie leraar van die gemeente, dis 'n massive leraar. Dit is eintlik 'n konferensie vir herders en pastore en so in die vyfvoud. Sit hulle daar en hy roep nou hierdie akteur vorentoe en hy sê vir hom, yes, so great to have you here in this conference, and we want first of all just start off by just asking you if you can just share your heart about how God has prospered you. Hoe hy jou gelaat prosper, vandat jy nou die rol gehad het van The Chosen. En hierdie man sê also, hy sê, hy was vooraf gewaarsku in sy geesmens, pas op vir 'n lokval. En hy kyk toe vir hom, en hy sê vir hom, is baie interessant om te verstaan dat vandag, moet ons verstaan, daar's 2 Jesusse wat gevolg word in die wêreld. Daar's die evangelie van Jesus wat gepreek word om te sê dat, as jy baie gee, of die hele tyd iets sal gee, sal jy waarlik prosper. Maar deel van die prosperity is nie net geld nie, maar dit is ook dat nooit iets verkeerd sal gaan met jou. Hy sê die ander ene is die ene waar jy die vrees van die Here gee. Het 'n plek van ek wil gee. Ek moet gee wat ek wil gee. Dis hoe Jesus sê in sy woord, hy sê, he loves a cheerful giver. Hy lief iemand wat gee, nie vir die mens, maar vir iemand wat gee in die koninkryk, omdat hy gelei word deur die Heilige Gees. Amen. En weet jy wat, hierdie gesprek het nie gegaan soos wat hierdie herder van die gemeente gedink het gegaan nie. Dit het ook om hy waar van gegaan. En hierdie akteur van The Chosen Hardware van die sê die volgende, hy sê, that I even received death threats. Vir mense het gesê, hoorie, hoekom gaan jy op die televisie en sê nie, want dit het groot verwarring veroorsaak in die Christendom, as ek het so kan stel. Gaan nie te gesê nie, hoorie, jy het nie so bedoel nie, draai net so bietjie aan, maar het gesê, ek bly by dit wat ek gesê het. Want dis wat ek sien in die liggaam gaan. So mense, die rede wat hierdie sê vanoggend, is dat ek, wat die voorstel, beloof jou vandag, ek, of hierdie gemeente vrou nie vir jou geld nie. Al wat ons skep hier by Ignite is 'n geleentheid, 'n opportunity om te saai in sy koninkryk. Ons kan staan op soveel skrifte, maar hier sien jy, sekere skrifte kan jy inbring om goed te justify. But that's what the word of God says. When you read the word of God, also always read it in context. Een van die eerste goed wat baie keer mense my aanval, wat my iemand wat miskien sukkel met homoseksualiteit is, wat is die eerste ding vir jou sê, as jy probeer weggaan, as jy judge nou? Dan gaan hulle en sê, ja, maar God sê, God is liefde, en hoekom judge jy my? Hoekom jy my nie lief nie? En as jy die konteks kan inbring, of my boetie of sissie te sê, maar luister nou gou so, ek verstaan en ek hoor wat jy sê, maar kom ek vertel jou, kom ek vertel jou van hierdie liefdesbrief, Amen. wat jou hele lewe van. Amen. Hier is nie 'n wet, of wat baie mense dink is daar om jou te straf nie. Hierdie is die kompas van my lewe. Amen. Ek sê vandag weer vir julle, ek sal sterf vir hierdie woord. Hulle kan vir jou nie my seuns voor my bring en sê dat hulle koppe afblaas of koppe afkap. Ek sal doodgaan vir hierdie woord, want hierdie woord het die gees van God binne in hom. Sy roog, sy asem is binne in die woord. Amen. That's what's so important for us, to love the word of God. Jy kan nie die woord van God lief hê as jy nie gevul is met die Heilige Gees nie. Amen. Anders is dit 'n boek.
Heb jy die thuisies hierdie week gesê, wat ek jare terug by 'n kamp gebedien het, een keer in Mpumalanga kan ek onthou. En die Here change nou, ons het Bambi kampe gehad. Wie kan Bambi onthou? Weet jy iemand met Bambi kampe kan onthou nie? Herman Eis was daar gewees en oorlede Daardie de Wet was daar gewees en klomp mense wat so bedien met die land. En die Here sê vir my voor die tyd, hy sê ek wil hê, jy moet jou notas stap, ek wil hê, jy moet jou swaard ook vat. En ek vat my swaard, en ek vat die swaard, en ek gaan stop op die stage, en ek sê, ek glo in die volle woord van God, want ek staan op sy woord, en ek sê, moes ek staan op die Bybel. Ek sê, ek staan op die woord. Hier, my makker, jy moet sien van die mense, hoe kan jy op die woord staan? Ek staan op sy woord. Profetiese aksie. Ek sal hou op sy woord. Ek is lief vir sy woord. Ek vat op sy woord en spring op sy woord. Ek staan op sy woord. Profetiese aksie. Die vreeslik verstaan op sy woord en sê, hierdie is my kompas my lewe. En as die woord van God vir ons sê, ons saam met 'n blymoedige hart, you always sow unto him, not unto a person or institution. Amen. You sow unto him. So ek vra, terwyl jy vorentoe kom, terwyl ek gebed doen, kry vir jou asseblief die nog maar elemente reg, en dan as jy die daar druk om te saai, die boksies is in voor. Father, we give you praise and glory and honor this morning. Ek lees graag in 1 Korintiërs 11, dis vir my, hierdie is vir my gunsteling deel, en ek wil voordat ek dit lees, net gaan met julle deel, en jy is meer as welkom na dit met oor te praat, maar ek wil die Here eer en dankie sê vir 'n seisoen wat hy my invloed het vir my en my gesin om Shabbat te neem. En ek sien self te asem dat as Heilige Gees my lei op 'n Vrydag of op 'n Donderdag of ek ewe sê, this coming Friday, jy gaan Shabbat onderhou, dan sal ek dit onderhou. Maar die Shabbat is net 'n plek van ek gebind en ek weet ek moet dit doen, dit is 'n plek van ek wil dit doen. It's all about relationship. En ek sal moet vergeet, ek wil die manne vrydag op by die manne, wat ek sê vir ek nog vir Victor gebruik ook daarso, as Jani en twee ander doeters wat ons op gesit het, is Brendan en Nathan. Maar ek sê vir die, ek sê, jy is so dankbaar dat vir 'n paar jaar in my lewe kon Brendan en Nathan sien, die volgende sien. Ons kom op 'n Vrydag aan vir Abba Vader dankie sê vir dit wat hy gedoen het vir ons die afgelope week. That we can enter into a place of rest. En ek het op daai stadium, dit was niemand se skuld, dit het gegaan oor my verhouding met Vader. Gegaan oor dat ek het nie geluister wat die Heilige Gees my wou teach. En ek het kom op 'n plek waar ek besef na die tyd dat Jesus is die vervulling van alles. Alles is vervul in Jesus. En dan kom ek en ons kom op 'n plek waar ek my seuns bedien met die brood. Ek breek die brood vir Nathan. Ek breek die brood, moet mooi luister kyk wat so ek hoor. Jy weet, moet luister, ja? Ek breek die brood en ek gee vir Nathan. Ek breek die brood en ek gee vir Brendan. Ek breek die brood en ek gee vir Johnny. Ek gee die nagmaal elemente. Ek, Christus beveel die koning van die huis, kom, ek bedien my seuns, my vrou, met die druiwesap. En dan kom ek en ek lê hande op hulle en ek bid die seën van die vrou en Manasse oor hulle. Meisie. Partykeer kom nou die Hebrew gebede oor en dit is pragtig en ek bid soos Heilige Gees, maar dan kom ek by Jani, dit is die kern van die boodskap vrydag. Dan kom ek by 'n plek waar ek in die begin net is as 'n ritueel. Maar nie die betekenis al van verstaan nie, kom ek en ek lê hande op hulle mamma. Jy sien het terugkom vandag vir Brendan en Nathan. Is dit nie weird of snaaks of laat ek nie weg as daar gebid word in ons huis of ons praat nie gebed, ons praat nie wacht, ons praat nie net so Jesus nie, ons hy sien het. Wat ek probeer sê dit vanoggend is, wat 'n voorreg het ons nie as paas om die nagmaal te breek in ons huis toe. Amen. Wat 'n voorreg het ons nie om te doen wat Jesus gedoen het, om ons boekleed af te trek, en sy vorm van nederigheid, en om ons wil te bind en te sê, ek kom vandag en ek was my vrou se voete, ek was my kinders se voete. Dis alles in diensbaarheid. En dis ook die skrifgedeelte wil lees, ek weet seker 90% van die tyd, sal ek altyd die skrifgedeelte aanhaal in 1 Korintiërs 11, praat oor die institution of the Lord's Supper.
For I received from the Lord in that in which the day also that I delivered you to you, that the Lord Jesus, in the same night in which he was betrayed, took the bread, and when he had given thanks, he broke it and said. So dis nie het geval van, hy het die brood gevat en sê, kom ons eet nie. Hy het die brood gevat, en hy het opgelig en het gesê, Abba Vader, dankie. Sien jy hoe mis ons goedjies as ons nagmaal gebruik het? Jesus himself comes, he says, he broke and said, take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. But he said it, said to the disciples, I said it selves for the one that will betray him. Amen. Hy gaan met Judas toe, hy breek die brood en hy gee vir Judas. Hy kom en hy gee vir al sy disciples. Take, eat, this is my body which is broken for you, and do this in remembrance of me. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. Thank you, Jesus, for you never forgot. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink of this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and the blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not for discerning the Lord's body. In this hoekom die geleentheid moet altyd geskep wees, of jy moet vir jouself stuur om te sê, voordat ek gaan kom om hierdie te gebruik, moet ek my hart ondersoek. Ek moet my hart ondersoek. Ek kan nie hierdie neem as ek sê ek kan nie daai persoon vergewe nie. Ek sal nooit daai persoon vergewe nie. Want weet jy wat sê die Here? Hy sê in sy woord, Jesus sê dis eintlik hy sê as jy nie kan vergewe nie, kan ek jou nie vergewe nie. En ek weet vanoggend hier tydens die worship het die Heilige Gees my begin genees. Amen. En die sterk man is altyd, meeste van die tyd, is ek kan myself nie vergewe, maar dit wat ek gedoen nie. Guilt and shame. So Lord, we come this morning, and we thank you for your precious, precious, precious body that was broken for us. En ons kom vanoggend hier en ons sê jy so baie dankie. Ek luister weer hierdie week weer teaching van David Prince waar so mooi praat. Hy sê dit, one drop of blood is more powerful than all the works of the enemy combined. Enigiets wat hy gedoen het en nou doen en ooit kan doen, is een druppeltjie bloed meer kragtig. Dis meer kragtig as die werke van Satan en demone in die hel. Niks is meer kragtig as die bloed van Jesus. So Father, we thank you this morning that before we partake of the body and the blood of Jesus, vir ons net te geleentheid skep vir so 'n paar sekondes om rustig te raak en stil te raak voor U en te sê, soos die Psalmdichter sê, Create in me, O Lord, a clean heart and renew a steadfast spirit in me. Ek kyk vanoggend in my hart en sê, Here, is daar enige area in my lewe waar ek sukkel om iemand te vergewe of selfs myself te vergewe? Geef jou geleentheid nou, stil te laat vir my Vader, te sê, Dad, ek gee dit vir U. Ek kies vanoggend om alle mense vry te spreek. Daai persoon, daai man, daai oom, daai pa, daai oupa, daai besigheidspaadjie, my ma, my ouma, my sussie, my skoonsussie, whoever het mag wees, ek kies vandag om hulle almal vry te spreek. Maar ek kies ook oor alles om vandag myself vry te spreek. In die naam van Jesus. Ek weet net so ons sekonde is, dan gaan ons dit sal leer. Dankie Koning Jesus dat ons vanoggend vir U so dankie kan sê dat U liggaam vir ons gebreek was. Dat U liggaam uitmekaar het verskeur was vir ons uit liefde. Dankie vir die 39 houe wat U ontvang het. Dit sê my so mooi en Isaiah 5 wat sê dat the chastisement of our peace was upon Jesus.
deur sy wonde is ons genees. So ons neem vanoggend die kosbare liggaam. Ons sê nie so baie dankie, dat ons kan deel hê aan die liggaam van Jesus. Liefs tot tyd, of die bread of life, die brood geneem in sy naam Jesus. Thank you, Lord, for the new covenant in your blood, die nuwe verbond. En ons het volgende week gaan kuier oor die bloed van Jesus. En Vader, soos ons hierdie bloed van U drink vandag, was het ons skoon van alle sonde en ongeregtigheid. En dankie, Koning Jesus, dat U ons kom wys het, dat U nie net 'n bietjie of baie omgegee vir ons nie, U het alles gegee. Die burgers in die prachtige liedje, alles vir my. Is die liedje op my lippe, is die naam wat ek bely. En van jou sê vandag, kind van God, Jesus het alles gegee. En dis kom as die Heilige Gees in jou kom lewe, dan kom jy op 'n plek waar jy nie meer worry oor jouself, jy begin van die binnenkant op buitekant te lewe vir ander mense. And that's why we thank you that the precious blood of Jesus cleanses us from all sin, infirmity, sickness and diseases. En daar's krag en daar's lewe en daar's veel uitgaan, soos ons hierdie bloed neem vandag te weet, Jesus by the Lord. Let's partake of the blood of Jesus. Ons geloof en ons prys ons aan dit in Jesus naam. Amen en amen. Thank you, Jesus. Daar sê, prys die Here, halleluja. Amen. Amen. Shall all right? Prys die Here. Vrydag op die manneoggend. Vroeg op die oggend, sit so 1:30 voordat ons manne begin. Die profet het wat gesê het, ek wil heel vanoggend, en hy sê vir my, ek wil hê, stil saam met die manne oor die krag van die bloed, the blood of Jesus. En ons het regtig op ons vanoggend gehad, die testament, die getuienis wat daar gekom het, was regtig stikkend en bouwend gewees. En ek wil begin deur, dit was soos 20 of miskien 25 mans gewees vrydag oggend. Ek wil begin met die getuienis wat ek gegee het, baie jare terug geluister het, toe 'n Amerikaanse preker in Suid-Afrika was en hy het bedien by Rema gemeente in Randburg. En in sy preek, of in sy diens kom en hy sê die volgende, hy sê, mense, daar's een vrees as ek op my hele lewe gehad het, en die vrees was om te vlieg. Hy sê, en so gebeur het, een dag met die vroegoggend wakker word, my vrou vraag my, hoe lyk jou beplanning vir vandag, en hy sê, ek is spoed vergeet, ek moet nou vir die ene kant van Amerika oorvlieg, en die ander kant toe, en ek nou vanaand daar bedieningsgeleentheid, en as ek nou die volgende oggend weer terugvlieg, jong, en hy pak sy goedjies, en hy is op die vliegtuig, en daar is op pad. En mid-air gebeur daar iets terribles. Hier blaas een engine. Dis net rook en dis woes. Kom sê ek sloot tenare. Ek denk die sloot tenare was binnen in die kerk. Ag nie in die vliegtuig. En hierdie ou sit en hy sien die engine gaan en hy skrik homself halfkoud en dog wat nou? En die kaptein haak af en sê, julle, sit hom net down, ons is so raad, ons het dan nog een engine, maar kom ons gaan dit net rustig, asseblief kalmeer aan. Ry een eentjie aan, vlieg een eentjie aan, die volgende oomblik zoek, begin die ander engine moeilikheid te gee. En die vliegtuig stap turbulence, en begin te ruk, en die volgende kop daai suurstofmaskertjie uit. En hierdie pastoor uit, dat ek nou altyd aan die T.D. Jakes, hy kom soos hy gelijk, so groot, een swarte pastoor. Hy sien die moeilikheid. En die kaptein skree oor die ding, hy sê, guys, walk yourself fast and brace yourselves. En hy sit daar, so hy hoor mense skree, en hy het die vrees binne.
En die volgende ook in sy geesmens, sê hy gees vir hom, wat geen wêreld ben het. En hy staan op, nou moet jy weet, dis hier, né? Dis woes. Gaan staan hy tussen die twee in die aal, gaan staan hy so tussen die twee in die ry, gaan hy tussen die twee stoele. En hy skree uit met alles binne hom, skree uit. The blood of Jesus against you, Satan. The blood of Jesus against you, Satan. The blood of Jesus against you, Satan. Amen. En die volgende sê hy, om 'n doodse skot, kan hy vliegtuig oor reg te trek, is asof hy sweef. Hy sê die volgende geland te lê. The blood of Jesus against you, Satan. Julle gaan nie nou uitlag. Jou skoonma, en jou skoonpa, en jou skoonsissie, en jou skoonbroer, en al die skoons wat daar is, wat jou irriteer, en die persoon by die werk, wat jy dink baie keer is die Satan, is nie, dis 'n mens, en die vyand werk deur mense. Wat ek agtergekom het in my simplicity of the gospel is, hoe stikkender en gebroken jy binne is, en hoe meer unteachable jy is, hoe meer is jy soos 'n pion vir Satan. Want jou hartjie is nie lekker nie, jy is op 'n plek van, ek is, jy weet, niemand verstaan my nie, en arme ek, en wat mag die situasie wees. Maar die ding is, as jy kom op 'n plek dat jy kan leerbaar wees, en te sê, Here, dit gaan nie oor my, dit gaan alles oor U, wat ek doen. En begin ek in jou te spreek en te sê, daai reaksie wat jy nou gehad het oor my, jy die persoon aangevat het, jy kan nooit die persoon aangevat nie, van die gees agter dit aan. Spiritual discernment is nie vir jou om high and mighty te wees nie. As die Here my so voor 2-3 weke as ek my sien by 'n huweliks, by 'n familiekamp, waar ek 'n sessie moet doen. Help nie ek van die mic en ek sal vir julle verstaan dat ek die gees onderskei nie. En ek loop so van 'n kamp. Ek het die gees onderskei. Here het die gawe van die gees onderskei gegee. Ek moet myself beroem. People don't want to hear you can be gifted. Hulle sien. Mense in die liggaam van Jesus, hoe jy moet verstaan, my vrou, my man, my broer, my sussie, is 'n profeet. Hoekom wil jy vertel van jou broer of jou man of jou vriend of jou koos of jy mag wees in jou lewe wat 'n profeet is? Ek raak kwaad oor die goedes, want dit moet nie so wees nie. Jesus het genoem gesê, hallo julle, ek dra die 5voudige my Here, ek is apostel, evangelist, ek is 'n teacher nie. They follow him by the way he spoke, sy presence het gestap. As hy praat, het mense stil geraak. 5000 man sit by die see van Galilea, sit hulle, en hulle luister by die beesgoed uit te skuit, uit te bedien. Jones Garden, ons is daar. Ons is daar, jy sit, want jy daar by die water, sit die mense, kyk, hulle deken as hy hier gesit het in die skuit en het gepraat, kon die mense so sit, soos die grond uitgelees, die see van Galilea. So daar kon 10.000, daar kon 12.000, daar kon 15.000 mense gesit het. Dink jy, Jesus het nog voorgestaan en sê, the Spirit of Yahweh is upon me, because He's anointed me. Dink jy het so gepraat? Nee, my matter. Toe Jesus opstaan en hy skryf, waar hy staan, toe sê the Spirit of Yahweh, the Spirit of the Lord is upon me. Because He's anointed me. Isaiah 66. Hy begin te spreek en almal hang in sy lippe, want the glory, hier comes the glory of the Lord, the glory staan voor my, is bestoor te bedien, en hulle hang in sy lippe, hulle kan nie genoeg van hom kry nie, die arme vrou met bloedvloei in haar meeste van haar lewe, sy kom met alles wat sy het, strek sy hand uit, en sy sê, nou sê, you can only touch the hem of His garment. Ek het gesê toe die tyd, dankie Here vir my herinner, ek het gesê dat as ons worship, waar ons worship moet wees, I'm going to touch the hem of His garment. Amen. See when you take you prostrate yourself before Him. If I can only touch the hem of His garment, if I can only touch His glory, as ek net 'n oomblik in sy teenwoordigheid kan wees, net sy glorie kan ervaar, weet jy, en vanoggend toe jy heel daar by saam met voor die tyd, but I can see you be in His presence. You'll be in His presence. En praat, dis soos die rieke, dis soos woorde wat in die heelheid val op jou lippe, terwyl jy praat, neerwijs my, hierdie man is so vol van my. Hy is soos 'n tydbom, wat wag om te ontplof, because He's in my presence. Dankie, Lota, jy bless my, jy bless ons met dit.
Smith Wigglesworth, getuig in sy eie lewe. Hy sê hoe wonderwerke gebeur het in sy bediening. Van hoe hy bediening, dan sodra hy gebid het, en begin het op die plek waar hy sê, I declare the blood of Jesus. Hoe sickness en disease onmiddellik weggaan. As hy dit spreek. Hy het dan gesê, soos die mense getuig het, it was never about the man or the person that you see in the front, but the power of the blood that heals. Amen. Not that it has healed, but nog steeds heal. Was hy die? It has never lost its power, said it in verse. And it reaches to the highest mountains, openly. It flows to the deepest valleys, oh the blood, from day to day. It has never lost its power. Amen. Maar ons is bang om te praat oor die bloed van Jesus. Ons is bang om te praat oor die bloed van Jesus, want gaan mense op my dink. Dis oud testamenties, dis oud. Ons moet nie daaroor praat en dit klink nie lekker op die oor nie. 'n jong man wat vasgevang is in die okkulte. Vertel my eendag hierdie opdrag ontvang om mense dood te maak en so baie by, kom praat met my na die tyd. Ek vertel dat dit hierdie dorp gebeur. 'n kort rukkie voordat my eie boetie tot 'n redding gekom het. Hy was sy beste vriend en ook 'n mandaat van Satan ontvang om mense dood te maak. Hy het sy lewe gekos. En God was so genadig oor my boetie en oor my dat Dries dit nie kon doen nie. En ek glo in my simplicity of the gospel, het ek ons gehad, a praying father and a praying mother. Amen. Wat ek getrek vir die sins. Amen. So mama, jy gee nie op nie. Jou man kan sê kom jy huis toe nie. Jou dogter is nie, waar sit jy weet nie waar sy nie. En dan hoor jy sê Joel, getuig nou van Christen, nou daar, ons kyk nie keer 'n week so, maar getuig nou van, ek sê Christen, John, ek weet nie waar kom ek by my nie. Ek vertel, ek sê vir die woorde, ek krijg plekke wat weggesteek is, maar ek krijg plekke wat onder grond is, ek was daar. Ek sê my bloed van Jesus kom, en maak my skoon, die bloed van Jesus kom. En dat my vrou my vergewe. Dat ek die rog gedoen. Amen. Ek het nie wat, ek sit nie voordig in my, verklaar my woordig, hy maak onnodig, hy kom en hy was sy pas en sy droog, en my nou die vloek. It has never lost its power. The blood has never lost its power. Hy sê, hy kry die mandaat om mense te gaan doodmaak. Hy sê die volgende, ek weet, die mense moet die sit, enkel, jy gaan nie van getuig, jy het nou nog, jy het vir my gesê, hoor die so, hoor die beskryf nie, the voices kept on saying to me, the voices kept on saying to me, as jy sit met addiction in jou lewe, sê jy weet, vooral dwellings, die voices hou nie op nie, dit bombard jou, en hoe jy dit voed, daarom begin te glo. The voices kept on saying and pushing me to do it. Then I just remembered, listen to this testimony, then this man, wat die mandaat kry, mense wat dit wat sê, and then I just remembered, en daai remembered is nie per toeval nie, ek sê vandag vir julle, dis die Heilige Gees. Amen. Amen. Then I just remembered my grandmother one day praying, as we were seated around the table, Lord, I plead the blood of Jesus over my family, over my grandson and granddaughters. I plead the blood of Jesus. So with everything within me,
I scream with everything within me, Lord, help me. I plead the blood of Jesus over me. The demonic forces and voices that tormented me instantly silenced, and peace entered my heart. He fell on his knees and had such an encounter with Jesus and became a blood-washed child of God. Hallelujah! Yes, Lord. Weet jy, as my partykeer hartseer is dat jy weet, ons rejoice en ons bly oor baie goeders, maar dat manne en vrouens wat uit die kultiese gemors gekom, as hy mense, die hele hulle vat, as hy mense is die skaam nie, hulle speel is baie uitgesproke, want weet jy hoekom? They've seen the works of the enemy. Hulle verstaan die krag wat Satan in sy demone het. En so baie the ways jy nooit geweet het, jy moet jy die woord vandag. Satan klink mighty en powerful, maar hy geen krag nie, want sy tande is getrek. Al krag wat hy het, is dat ons om krag gee. En jy begin te twyfel en jy lewe in vrees. Want weet jy wanneer jy pak slaap, if you haven't been crucified with Jesus Christ. Amen. 'n dooie mens kan jy reageer nie. Is nie bang. Kan jy bang wees, presies dat jy kan nie bang wees nie. Want sodra die vrees opstaan en die twyfel opstaan, moet jy kan identifiseer. Kind van God, hoor vanoggend asseblief. Dis baie maklik. En as jy gedagte kry, ek doen dit tot vandag toe, prakties, ek steek my 2 hande op in die lug en ek sê, Jesus lig, Satan donkerte, waar kom hierdie pyl in die gedagte vandaan? Wie sal vir my die gedagte gee? Jy moet hier gaan sit en net langs Laddie en hou my hand vas. Dink jy Jesus sal dat ek as Dekonie is en dan sal gaan sit en my hand net so my vashou? Nee, nommer 1 is getroud, nommer 2 ek is getroud, nommer 3 sy is 'n kind van God. Dit kan hoe sal nou klink in my kop, maar dit is nie van die Here af nie. Maar as die Here my toe kom en sê dat wil so 'n man is, loop hom toe sê, Laddie, ek kan nie vandag kom, ek wil net encourage. Kry gaan jou hand, kry sy gee hand, ek vir 'n man en ek sit my hand op aan en bid vir. Dis net iets anders. Amen. So ons moet groot genoeg wees as kinders van die Here om op 'n plek van volwassenheid te kom om te identifiseer, is die ding van die Here af of is dit van Satan? Amen. En dan is dit van die Satan of kan jy sê, voed ek Satan, jy en jou family nie? Jy sê die bloed en die naam van Jesus is teen jou. Amen. Ek herinner jou wat het gebeur op die kruis van Golgotha. Want na die kruis van Golgotha het Jesus opgestaan en die sleutels van die lewe en die dood. Yes. Dis wat jy sê. Beloof jou. En dis nie iets wat ek gedoen het in die verlede, ek doen dit nog steeds, ek wil sê weekliks, moet ek baie wakker wees. Want die temptation is die gedagte wat Satan skiet in jou kop. Maar om dit identificeer, is not from the Lord. Thank you Jesus that I praise you, I glorify you, I magnify your name. Satan, jy probeer my terug my verlede toe daai mense gesterf. Ek sê nie beskeping in Christus Jesus, die oude net verbygegaan, die maak alles nie. Amen. The sun sets free is free indeed. Amen. Amen. Nommer 1, die bloed van Jesus bring vergifnis van sondes. Hebreërs 9:22. Sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Hoe pragtig sê die Amplified dit. In fact, under the law, almost everything is cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness, neither release from sin and its guilt, nor cancellation of the merited punishment. Die bloed van Jesus is die volmaakte offer wat sonde eenmaal en vir altyd wegneem. Amen. Ek het laasweek oor gepraat op baie geïntroduseer. Mense, daar is niks verkeerd daarmee as tuis vir jou gebid het laasweek vir 'n deurbraak. En jy voel regtig gelyk deur die Heilige Gees om weer vandag vorentoe kom ek om vir jou te bid nie. Maar ek gaan van die laaste paar in Joyce. Waar is julle paar in Joyce? Waar sit julle? Hier's baie mense. Stefan, julle weet, daar's baie mense wat altyd kom vir gebed vir dieselfde ding. Waar lê die fout? Waar lê die fout?
Jy sê, maar ek gaan nooit vir iemand vra om te bid, en nie, jy verstaan my verkeerd. Wij gaan sit by Papa God, Abba Vader, Koning Jesus, Heilige Gees. Here, ek bid nou al 3 maande met die ding, ek moes die woorde kwaad sê, I pray supplication, make you request nou, om te kwaad sê die woord van God, amen. Amen. I pray supplication, beteken oor en oor en oor. Maar die supplication is nie van 'n plek van ek kom vandag en ek bid vir Harry, of Harry bid vir my, en dan kom ek op 'n plek wat ek het terugvat. Hy het my gebid, maar ek vat dit terug, want ek gaan dit uitsom. Ek gee dit saam met hom vir Koning Jesus, ek los dit by die Here, ek gaan nie dit terugkom nie. En as die stad in my skiepende gedagte is om die settle, het ons vandag van my ouma, vir daai kosbare sussie wat die voorgestaan het van haar kleinkind, het ons die Here gevra te genees. Want die Here dankie gesê. En dis nie my kop nie. Dis nie omdat ek die super 5 oud is nie. Dis die Heilige Gees wat my lyn sê, word my nie vra vir dit nie. Sê dankie. Amen. Stop saying thank you because Jesus made me like God is involved. Amen. Julle dit moet ons mindshift verander. Van die slaafmentaliteit. Ag Here, as dit maar net nie wil is. Dat ek vanaand kan brood in my huis sê. Jokie, tog. Jy verstaan nie God se hart nie, jy ken nie die Vader se hart nie. Ek ken nie een papa en mamma wat hier sit vanaand, hulle kinders sal as Christus honger ly nie. Ek ken nie een dit sal nie. Hoeveel te meer ons sal af. Amen. En ek sê dit vandag van die kans af. As jy in hierdie fellowship sit en jy sê hier is jou geestelike huis, en jy gaan slaap in die aand honger, en jy het nie kos in jou kaste nie, is dit jou skuld. Ons sal help. Ons sal help, want die Here het ons in 'n posisie gesit om mense te help met kos in daai situasie. Maar asseblief, ek gaan dit gooi van die kans af vandag, sonder van jou. Moenie my toe kom en met my begin verwag dat ek of ons moet X bedrag elke maand, of wanneer jy sê dat mag wees. Want ons in die week so'n situasie gehad. Weet jy wat sit agter dit? Manipulasie. Dan kom daai gees. Dan kom my gees nie reg by, bijvoorbeeld thuis nie, dan gaan hy na hier, nie by hom, gaan hy na Richie toe, gaan hy so na, hy spring so rond, want hy soek, as gees soek hulp, en hy manipuleer mense. En dit is ook deel van daai getuienis tot vroeger gepraat, toe ek so excited was, om dit het gebeur in Amerika, die acteur van The Chosen, is die volgende. Hy sê, you know what, there was a lady, she came to your church, en haar man is dood, en haar man sy uitbetaling het gekom, het is iets soos $50,000. En sy kom sit in die kerk, en sy sit nog so, en hy sê, the Lord wil hê jy moet alles wat in jou rekening is gee. En sy denk myself, hoe lang gaan $50,000 hou vir my klein dochtertjie, hoe lang gaan dit hou? En sy gaan geloof, glo sy, en sy vat daai $50,000 en sy stoor dit in die kerk se rekening. Wat gebeur 3 maande later? 3 maande later! Bly sy in 'n kar, sy en haar dogter bly in 'n kar, en die kos en bly in die kar, en slaap in die kar, nie brandstof nie. En hierdie akteur sê, wie skade gelei so? Die kerk, die liggaam van Jesus lyk sleg, en God, en dit lyk vir die vrou soos dit deurgekom het vir die. Mense, soms so kwaad raak, julle praat baie goed volgende. As jy die gees wees, jy help my dan weer. Maar baie keer die mense wat vra van goeders. Ek help liever so iemand, wat ek sien in die tuin werk, en jy sê my gee vir haar X bedrag. Iemand wat ietsie wil doen. En jy kan nie hou op dat mense jou manipuleer, en jy wat sleg om iets vir te doen. Amen. Holy Spirit, Heilige Gees wat in jou hart sit, en asseblief nie jou hart verraad vandag, as jy iemand is wat mense wil help nie, of vra Heilige Gees. Amen. Want onthou waar jy saai, jy kan nie op onvrugbare grond saai nie. Jy kan nie gaan op verkeerde plekke saai nie, saai. En my saad is tussen jou en op 'n Vader, as jy dit gee of help, ek iemand wat ook al mag wees. Dis wat ek nou gesê het hierso. As jy nie kos het in die mond, asseblief, praat. Kyk gou, die Here gaan help. Amen. Amen. Nie ek nie, nie die kerk nie, die Here gaan help. Jesus gaan help. Amen. Kry, ons gaan aan. Die bloed van Jesus is volmaakte offer wat sonde vir eenmaal en vir altyd weggeneem het. In hom, Efesiërs 1:7 sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed. Die vergifnis van die misdade.
na die rykdom van sy genade. Is dit nie pragtig nie? Tot die rykdom van sy genade, by his grace. Die tweede punt, die bloed van Jesus reinig en maak ons nuut. It makes all things new. 1 Johannes 1:7, die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Die Engels sê, if we really walk in the light, that's a question we need to ask ourselves this morning. Do we only walk in the light when we come to the congregation? As ek by die bidkere is op die vrouwens, op die sissies in die week, op die boetas, waar is op die vrouwen, do I really walk in the light? Ek gaan weer sê, if we really walk in the light, we have true, unbroken fellowship. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin by erasing the stain of sin, keeping us cleansed from sin in all its forms and in all the manifestations. Die ou verbond sê, die ou verbond se offers het sonde net bedek, maar die bloed van Jesus het dit volkome weggeneem kan van God. Die derde punt, die bloed van Jesus bring vrede met God. Duidelijk moet begin ek ons God, toe sê ek aanvaar, die kinders van die Here wat die sit, wat dit, my God, op wat hy wil doen, hierdie almagtige God, hy wil my net straf, hy wil my net nie 'n lewe van oorvloed gee nie. Nee, dit is andersom. He wants to bless you. Maar kyk gou hierso. As jy vandag 'n bietjie het in 'n area, net 'n bietjie het in 'n area, maar nie dink met finansies eens of nie. Dit is soos kinders van die Here, weet alles. Maar jy het 'n bietjie in hierdie area. Jy het miskien, kom ek vat 'n voorbeeld. Jy het miskien nie, jy voel nie steensaam. Jy voel nou regtig nie steensaam. En jy kom en jy sê daar, ek voel regtig ek steensaam. Nou moet jy bid en sê, Here, stuur die vriende nie. Ek sal eers te bid, Here, stuur U my die regte vriende. Amen. Wij begin goddelijke vrienden, mense wat in die feest van die Here te wandel. Weet jy die perk wat gevloek het? Ek het nie vriende wat nog wat vloek nie. Ek het nie vriende wat karate nie. Ek het nie vriende wat seker goed net nie meer doen nie, want ek het gedoen, die vol kras. So ek sê beter as ander mense, my standaard is net ek. Maar een voorbeeld probeer wees, waar ek gaan. En ek sê eers iemand wat ek sê perfect. As jy dink, ek nie wat die voorbeeld perfect, maak jy groot uit. Hy is perfect. Amen. Hy is perfect. Amen. Hy is perfect. Hoor gou mooi sê, die bloed herstel ons verhouding met God en breek die muur van skeiding af. Sien in jou geestesoog as jy vir ouders soos ek 'n bietjie ouer onthou, draai, was dit daai muur geval het aan Berlyn, was dit Berlyn Wall geval het, onthou dit, oos en wat is dit, oos en suid, oos en wes, oos en suid, oos en wes, daai muur, een kant was communisties gewees, die ander ouens was far-right gewees, en daai muur het afgekom, sien hoe die skeidingsmuur afgebreek is tussen jou en God. Die bloed van Jesus Christus. Maar ek verstaan dit nie, gaan kyk in die Ou Testament, ons gebruik hierdie as die Bybel, die voorhangsel, wat tyd geskei, die allerheiligdom en die heiligdom. En waar sien die mense wat so lekker is, soveel os het, gesê so gevat het om uit mekaar te laat skeer? Mense stop. Maar hy sê, geen mens kom aan die kant, en mens aan die kant, en hy sê, om probeer uit mekaar uitskeer, want hy was dik gewees. Maar die dag toe Jesus op die kruis hang, en iemand moet het hoor volgen, en weet jy hoe ek ervaar iemand moet het hoor volgen. Jesus in lewe was nie geloof genoeg, hy het sy lewe gegee. Hy het gesê, I will my spirit unto you, Abba Vader, en hy hang die kruis, en hy sê, dit is volbring. It is accomplished. Grieks, teletestai, Hebrew, Nigmar, toe jy dit spreek, wow, jy was kyk die aardbewing begin te bewe, ne, aardbewing, wat gaan nou aan? Ja, kom, ouens aan die tempel is besig nog om met hulle tempeldiens, die volgende om geskeer, die voorhangsel van bo tot onder. Amen. En hy gee vir my en jou die access. Toe sien jy hoef te gaan die Levitiese priesters en die mense wat, hy kyk na die offer wat ek bring so voor hom staan.
En weet jy wat ek herken in my verhouding met Jesus Christus? I love dit as ek moet kom, en ek stik in gebroken, ek kan nie meer gaan. Ek kan nie dat jy my sien, want ek sien jou deurblok, al wat jy weet is, ek is jou deurblok, ek is hier nou, ek wil nie wat my kan kom om te net soos jy is. En hy breek baie skeer daar voor ons, so that we have access into the throne room for us. Amen. Our sons and daughters of the Most High. Nummer 4. Dis die 26ste laaste punt hier, nie waarom jy daar. Jy moet gaan nou. Sê jy? Waarom jy is het bijna? Ek het my vrou so lang nie vlees. Tweede laaste punt. Excuse, derde laaste punt. Die bloed van Jesus is ons toegang tot sy teenwoordigheid. Johannes 10:19, omdat ons dan broeders vrymoedigheid het om te gaan in die heiligdom, deur die bloed van Jesus was bevestig. Die Amplified said, if you believe since we have confidence and full freedom to enter into the holy place, the place where God dwells by means of the blood of Jesus. En die bloed kan ons met sekerheid en vrymoedigheid voor die troon van genade kom. Die volgende punt, die bloed van Jesus bevestig die nuwe verbond. Hoor, ek het dit nou gelees, soos kom in Lukas 2:20, hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed, wat vir julle uitgestort is. Die Amplified sê, and in like manner, he took the cup and supper saying, this cup is the New Testament or covenant in my blood, which is shed and poured out for you. Die bloed waarop Godse beloftes, vergifnis en ewige lewe, en sy gees wat ons woon. Ek sluit graag af met die laaste punt. Ek is so bly, dis punt 7. Ek wil nooit stop hier by punt 4 of punt 6 of so, en ek laat dit nie. Dit altyd punt 5, dit altyd 3 wees, of 5 wees, of 7 wees. Amen. Dis net ek nie so gewaar. Ek weet nie, dit is net in my kop daar. Sê dit? Nee man. Wie sê ou sê nie, kan sê lewe aan Jesus nog. Daar is 'n profetiese betekenis op die getalle, ek sal jou net vertel bietjie. Die bloed van Jesus dra lewe, begryp jy so. Levitikus 17:11, baie bekende skrif. Val as jy getuig van hier in die tabernakel, kyk die offers wat hulle moes bring en so, maar die Levitikus 17:11 sê, want die lewe van die vlees is in die bloed. En ek het dit vir julle op die altaar gegee om versoening te doen vir julle siele. Want dit is die bloed wat deur die lewe daarom versoening bring. Die Amplified sê, for the life, listen to this, it's an Old Testament, right? For the life of the animal soul is in the blood, and I have given it for you upon the altar to make atonement for your souls, for it is the blood that makes atonement by reason of the life which is presented. Die bloed symboliseer lewe. Sonder bloed kan nog geen lewe wees. Jesus het sy lewe vir ons gegee toe hy sy bloed aan die kruis gestort het. Daarom is daar genesing, beskerming en nuwe lewe in die bloed, want dit dra die lewe van die Seun van God self. Ek het gekom dat jy kan lewe hê en lewe in oorvloed, sê Johannes 10:10. Ons is so lief met tyd om te quoteer, the enemy comes to kill, steal and destroy. En dan sê hy, but Jesus has come to give us a life and life more abundantly. Amen. Let's enter today into a life of more abundance. Weet jy wat begin het? Mind switch, hierdie ding moet verander. Hierdie ding, as hierdie ouetjie kan verander, en jy begin nie emosioneel op te neem, begin jou mindset te kry en lyn met hoe hy dit gegee so jy moet dink en jy sien, I came that they may have life and life more abundance. My opsomming is die bloed van Jesus verlos ons uit die mag van sonde. Die bloed van Jesus vergewe ons sondes en verwyder skuld. Dit reinig ons en maak ons nuut. Dit versoen ons met Abba Vader en bring vrede. Dit beskerm jou teen die vyande. Dit gee oorwinning oor Satan en sy beskuldiging en sy accusation. Verseker toegang tot God se teenwoordigheid. Dit bevestig die nuwe verbond en waarborg ons erfdeel. En dit dra lewe en bring ons in God se oorvloedige lewe. Luister baie mooi vir my, ek sluit af met hierdie. Alles wat ons het, redding, vrede, oorwinning
ewige lewe vloei uit die kosbare bloed van Jesus. Amen. There's power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Amen. Amen. Jy weet daai ou koortjie wat ek nou net gesê het, maar jy sing, there is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. En dan, ek weet nie hoekom jy, ek gaan nou soos uitlaag en dink ek koekoes. Maar dan dink ek, not daai, moes daar nou 'n stukkie gewees het soos, en ek vat daarom maar my vriende, kom on boere, dink jy nie so lekker gewees het nie? Hy leer ons so wat nie voor, ek sê nie soos jy vir my nie, maar dink nie gehou. Dink nie gehou, toe ek nou daai sê, wat moet jy maar nou lag? As jy verstaan wat die bloed van Jesus vir jou gedoen het, en jy's 'n nie skoongewaste kind van God, jy kan contain jouself. Vir 'n mannetjie soos ek word nog mallerder. Ek raak nog meer ekstreem. Want luister mooi vir my, ek het geen ander idol of prentjies in my nie van Arnold Schwarzenegger of Sylvester Stallone of Jackie Chan. Sê jy? Malfunction. Ek malfunction per mens die Here. So ek kan nie so, né? Ek het dit gehad. Ek beloof ek het gehad. Dis nie verkeerd, ek sê geen sin jy maak nie 'n vision board nie, 'n vision board. Waarom? Sien wat jy so pad. Maar my fokus, nou, so God my kreeg. Ja, amen. God het my anders te gemaak. Ek hoef nie. Ek submit, as hy nie sê submit, en as hy my sê onder ek. Because hy is my rolmodel, hy is die ene. En ek was vir jare, hoor mooi vir my, man, hy is gebaar met vir my. In die begin van my journey saam hier, want ek weet dit wie ek is nie. Ek gedink as ek net kan bid soos doen die Janie Else, en net die woord kan ken soos Pastor Pat Goddard, en net soos kan die vinger kan praat, en net sekere goeders kan doen soos die godsmanne, dan sal ek nou 'n kind van die Here wees. Ek het nie kennis gehad het van die Jannes. As ek net Harold White se profetiese woord kon gehad het, net 'n Mark Bredenkamp se fire kon gehad het, net 'n T.G. Jakes se kerk kon gehad het. Raai vandag, I'm content with where I am and where I am, because he has approved me. Ja. Hy het jou klaar goed gegeven. Jy is goed genoeg vir hom. Staan op in jou karakter wie jy is. As jy 'n bubbly personality het, gaan groot. As jy stil mens is, gaan groot. As jy skaam is, gaan groot in jou skaamte. As jy, wat ook al dit moet wees asseblief net jouself. Dis al wat ek jou vra. Dis al wat ek jou vra. As jy net jouself, as jy gaan sien die Here gaan vir jou nog kragtiger en magtiger gebeur. Jy hoef soos niemand anders te wees nie, behalwe die voetstappe te stap van Jesus. Amen. En daai keer wat jy miskien jou toys uit die pot uitgooi, waar jy miskien, Jesus het kwaad geword, maar nooit gesondig. Hy het nie gevloek nie, hy het nie enigiets gespreek nie. Hy het net op my tafel omgegooi en gesê, wat doen jy met my Vader se huis? Ek sê, jy weet vir iemand wat nooit gebruik, gaan doen dit in die Jood. Gaan doen dit in Jerusalem, gaan doen dit in die Joodse huis, en kyk jy wat gebeur. Jy gaan sit om my te doen. Hulle is ernstige mense, hulle is so God hulle gemaak, die meeste van hulle. Jesus sag manne die na en hy sê, wat doen jy met Vader se huis? En begin hy goed om te gooi. Dat vat die dit nie, was dit, jy gaat dit terug in ons gehad. Tjoe! The King of Kings and the Lord of Lords. My Here, jou Here, krachtig sê jy, is jou Here. Jesus. Kom ons sluit ons so met ons saam. Here, baie dankie dat ons toch net weer kan besef, dit is nooit ooit, soos Sagaria 4 vers 6 sê, die kracht en geweld nie, dit is altyd die Gees. En ook ons vanoggend net weer kon revisit, en net weer hoor, of miskien die eerste keer hoor, die kracht van die bloed van Jesus. En Vader, ek wil vir dankie sê vandag,
dat as ons roem ons in U. As daar geestelike gawes being poured out, as dit gebeur, daar's manifestasies wat in die geestelike realm gebeur. En ons is die seuns en dogters wat gebeur, dat ons nooit om op 'n plek om te sê, Jesus, kyk wat het ek gedoen, of kyk wat ek het accomplished. Het sal altyd wees, it could only be Jesus. Die woord sê, deur die eer en die glorie met geen mens nie. En dit kan slegs verstaan word as ons lewe in die vrees van die Here. So die vrees van die Here is die begin van wysheid. En so ek vir eerstens wil dit bid vir wisdom in ons lewens, dat ons wysheid sal toepas. Dat ons sal ophou om missioneel op te tree, maar elke keer net so 'n bietjie stok, en Josie het my altyd so mooi gesê, en ek het dit nog steeds. Waar hy sê, being confronted in a situation wat het heerlijk raak, of dinge raak taai, en jy voel jy gaan nou, jy gaan flip jou lid, weet jy wat, stop, gee net so 1 of 2 tree terug, observe, neem asem. Kind van God, Here, hy hamer het op my hart volgend, hy sit maar die hele tyd, wees versigtig wat jy spreek. With the same mouth, we pray, we love people, but also with the same mouth, we curse. Ons maak mense baie nou by ons seer. So Heilige Gees se graaf vanoggend, begin in ons lewe, om te verstaan hoe belangrik dit is, om woorde van lewe te spreek en nie dood nie. Nie lewe van twyfel nie, maar lewe van wat die woord van God ons leer, the word of God. Maak die woord van God asseblief vaardig, soos 'n skrywer wat sy pen vashou, maak ons lippe so sensitief, so ingestel, dat ons selfs wil weet wanneer dit ommaak, wanneer dit stop. Want vanoggend kom hier Jesus, ek wil regtig bid, en ek wil miskien dit vir myself op, maar ek vra asseblief vergeef my, dat ek baie keer te vinnig praat, en nie luister, en die Heilige Gees soos ek moet doen. Maar ons hoor vanoggend die getuienis, as ek dink aan die persoon wat vast was in die kulte, as ek dink aan Smith Wigglesworth se getuienis, as ek dink aan daai Amerikaanse pastoor, dat daar krag is, daar's beskerming, daar's lewe, daar's oorvloed, daar's new beginnings in die bloed van Jesus. Ons wil ook kom en sê, ek bid vanoggend, en ek pleit die bloed van Jesus oor my gedagtes, oor my woorde, oor my menswees. Father, we thank you for a special and anointed morning in your presence. I pray, Lord, that the words of our mouths and the meditation of our hearts will be found acceptable to you, our God and our King. My gebed is, Abba Vader, dat elke van ons hier so uitstap vanoggend, aangesteek met die vuur van die Heilige Gees, dat ons onsself sal wees, leerbaar sal wees altyd aan die Heilige Gees, om te weet, daar's 'n wêreld daar buite wat antwoorde soek. Ons dra die antwoord. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Heilige Gees, lei ons asseblief vir die week wat kom. Versterk ons, behoed en bewaar ons in alles wat ons doen. En help ons, Vader, in die sout, om sout te wees en lig te wees vir mense wat het so nodig het. My gebed is vanoggend, mag jy hierdie kosbare kinders van die seën, hulle behoed en bewaar en beskerm. Mag u aangesig oor laat skyn, en mag hulle in die vrede wat alle verstand te bowe gaan, die uitdrukking vandag te weet, ek is 'n seun en 'n dogter van die Allerhoogste. I'm a son and a daughter of the Most High. Dankie vir die massiewe voorreg, Here, wys my vandag. Net nou, Heilige Gees wys my net nou, die smet blok sonde. Hoe sit 'n ou tannie, stoksiel alleen in 'n kamertjie. En ek kan nie vir jou sê, dis 'n oude huis, of dis 'n te huis, maar ek sien hoe hierdie kosbare ou tannetjie sit, met die nagelemente, sy sit met 'n bietjie
druiwe stap en sy sit met 'n stukkie brood en luister gou mooi kind van God. Hoe sy wat sy wil gee om 'n dag by huis vir jou te wees. Here asseblief, help ons. Wys ons wie is die mense wat ons moet mooi na die huis toe. Praat nie net van ons gemeente, ek praat van die hele liggaam van Jesus. Dat ons so sensitief ingestel sal wees om nie daai een verby te staan, verby te gaan wat Jesus nodig het. Dankie vir die awesomeste week vir ons lewe wat voor lê. Dankie dat goedheid en guns ons nie net sal volg, maar verbyvat. We will actually follow the goodness of God en dis wat ons doen. En wanneer dit goed gaan en kom deur vir ons, dan gaan dit teken hoe moeilik dit in mekaar. We will never ever stop praising and worshiping you because you are worthy to be praised. Ons bid dit in Jesus naam. En ons almal stem saam en sê amen. 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 So we took your heart. Have a blessed week. Shalom. I stand you free with every stain, forever washed away, and all my sin was washed away, washed away. You took them all, there's not a trace. I stand you free with every stain, forever washed away. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. We're singing, makes me white as snow. No other fount I know. Oh, precious, that makes me white. Nothing but the blood of Jesus. And all my sin was washed away.